Goeiemôre, good morning op hierdie heerlike Dinsdagoggend. Pieter, interessante feit. Dit is vandag die 28ste Oktober. Ja. Is dit, nee? Dit is? Ja. Ek het nie voor die tyd seker gemaak nie. So ek toets ook Maar maar dankie dat jy kyk daai of jy interessante wakker is. feit deel. Nee, maar wat ek eintlik wil deel, is dat dit vandag in 1886, vandag in 1886 het president Cleveland Grover die Statue of Liberty in New York se hawe ingewy. Het jy al Lady Liberty in lewende lywe gesien? Nee, nog nie daardie voorreg gehad nie. Ek ook nie. Ons moet 'n plan wie maak. die tante is. Ja. Staan ons daar. Ja, baie statig. Ek dink dit moet 'n oomblik wees wanneer jy dit van nader kan beskou. Nogal. Ja. Daar's 'n paar sulke wêreldbekende landmarks. Het jy 'n gunsteling? Ek weet nie, ek wil nog in Rio de Janeiro, nê? Is dit ons Ja. die is wat noem hulle hom die Christus Christ the Redeemer, ja. Ek wil daar, ek wil. Ja, ek ook, ja. Ek was nog nie by die Eiffel nie. Ek het eintlik nog baie travelwerk om te doen, man. Jy sal moet begin. Ons sal reël. Wel, al wat ek wil sê, jy het nêrens nodig om te gaan nie, om 'n lekker tydjie te ervaar as net hier by ons vanmôre nie, want ons het 'n lekker vol program vir jou beplan. Arnold gesels met Werner Smit, hy's die projekbestuurder vir die Ironman. Ons gaan KI en die mediese wêreld bespreek. Ons gesels met die vervaardigers van die Emmy genomineerde Suid-Afrikaanse dokumentêr School Ties en Elof kom gesels ook oor sy spiksplinter nuwe enkelsnit. Hoe's daai? Is jy opgewonde? Ek is nogal baie opgewonde want ek sien hy het ook nou 'n ja. Presies net so. Interessante country klank aan die nuwe liedjie. Ja, maar is goed. Dit wys kunstenaars se veelsidigheid. As hulle so nou en dan net so 'n bietjie iets anders te doen as die norm of dit waaraan mense met ons gewoond geraak het. Ons sal maar sien of jy nou net dalk 'n bietjie saam dans ook, Pieter, maar nietemin. Ek wil tog vir jou vra, behalwe nou vir country, wat sê jy is die gevaarlikste sport? 'n Gevaarlike sport. Rugby. As jy dan maar hoor wat se houe daai ouens vat. Ek weet nie, jy weet dit hang af. Jy kry mos ekstreem sport soos die valskermspring of ouens wat met die suits hardloop of duik. Maar nee. Enige sport het seker maar sy gevare afhangende van hoe groot jy 'n besering ag. Ek dink ek gaan jou nou so 'n bietjie skok, want ek weet jy is nogal 'n aanhanger van hierdie sportsoort. Kenners waarsku dat paddle, of soos wat sommige mense daarna verwys, padel, se gewildheid meer beserings oplewer. Nou volgens Dr. Ashley Naidu van Netcare Waterfall Hospitaal sien dokters 'n merkbare toename in knie, skouer, elmboog en enkelbeserings. Naidu meen 'n padel of paddle bied goeie oefening, maar Europese studies toon dat 36% van diegene wat vir ontspanning speel, elke jaar beseer word en 'n gemiddeld van 2,8 beserings vir elke 1000 speelure toon. Genig. Dis baie. Die meeste beserings behels die bene en enkels, soos enkelverstuitings, geskeurde kuit en duispiere en Achilles tendonitis. Dit is 'n bietjie bo my 4 maak plek, maar ek kan dink dis baie seer. Ja, hakskeen spiertjie dingetjie, myne het ook al gegaan, maar glad nie met paddle nie. Nou, bo-lyfbeserings, soos skouer en elmbooppyn, kom dikwels voor by spelers wat met swaar rakette of swak tegniek speel. Tegniek, net weer. Naidu waarsku verder teen verkeerde skoene en sê paddlebane het sintetiese oppervlaktes met sand, terwyl gewone tekkies nie die genoegsame greep of enkelondersteuning bied nie. Naidu beveel dus aan dat 'n paddle of kleibaanskoene gebruik moet word, omdat dit 'n mens se enkels beskerm. Hy meen met slim oefening, behoorlike opwarming en die regte skoene kan jy jare lank paddle speel, vinnig, veilig en sonder pyn. So sê jy nou vir my, jy boek nou jou uur uit op jou paddlebaan, maar dan moet jy nou genoeg tyd inry om seker te maak jou klere, skoene, alles is reg. En bovenal wat jy nogal gesê het, 'n ou se jy moet oop wees, jy moet los wees, jy moet daai strekoefeninge gaan doen. Ek dink dit is baie briek en dit en dat en soos wat jy sê, jy trek jou hak dalk hier vas en dan val hy op sy elmboog of sy enkel of sy whatever. Ja, nee, ek dink tref maar die nodige voorsorg, maar ek het nie besef, jy weet uiteraard weet 'n mens dat hierdie sportsoort baie meer gewild is deesdae. Ja. Maar ek het nie besef wees so versigtig, want gevaarlik jy hou daarvan. Ja. Ek het nog nooit probeer nie. Maar kom ons maak 'n date. Dan gaan speel ons paddle. Goed, so jy sal my leer. Ek het net die regte tekkies en so om seker te maak jy sal nie bene afwees daarna nie. Ja, maar toe. Hoor jy, het jy nou al ooit 'n dingetjie aanlyn bestel en dan wou jy dit nie regtig gehad het nie en dan poog jy om jou geld terug te kry en dan is dit nogal vir jou beslommernis.
Ek moet vir jou sê, dit het my nog nooit oorgekom nie, vir jou? Ja, inderdaad, so 1 of 2 keer met die kinders, as hulle nou aanlyn ietsie bestel of so, en jy sien skielik op jou rekening die geld deurgegaan, en dan moet jy nou maar ewe verlee ook 'n oproepie maak, of 'n e-pos aanstuur om te kyk, kan jy die geld terugkry, want hierdie kinders het dit verkeerlik gedoen. En dan dink ek altyd, daar's soveel mense wat seker regtig 'n kans waag, maar ek moet sê, wonder bewonder, het ek dit daarom teruggekry, en dan was daar ook die handvol geleenthede wat ek Dit nie poep teruggekry. teenwind, jy weet, niks gebeur nie. Okay. Ja. Maar in elk geval, gepraat oor hierdie proses, dit is niks teenoor wat 'n Chinese ma genaamd Li Yun, moes deurmaak nie. Sy het haar geld probeer terugeis nadat sy uitgevind het haar 11-jarige dogter sonder haar wete ongeveer R770 aan speelkaarte op 'n tweedehandse aanlyn platform spandeer het. Die verkoper van die kaarte het egter nie geglo dat sy die kind se ma was nie en het geëis dat sy en haar dogter 'n handgeskrewe brief van ongeveer 1000 karakters moet voorlees en 'n 5 minute lange video moet stuur waarin sy haar kind pak gee. Die vreemde versoek het vinnig op sosiale media versprei en 'n debat veroorsaak oor kinders se aanlyn veiligheid en hoe ouers meer verantwoordelik moet optree. Die platform het ook verduidelik dat die versoek nie amptelik deur die maatskappy goedgekeur is nie en het beloof om gebruikers aan te moedig om beskaafd op te tree. Kan jy dit nou oorvertel? Ek kan dit nie oorvertel nie, maar jy het ons nou vertel. Ja, Dit maar is dis vir my, hoe redeneer daai mens mos nou? Enige ou maak foute en goeters. En okay, jy kan jou geldjies terugkry, maar ek wil sien jy jou kind wiks. Ag nee man. Masogis. Ja, maar jy's mos 'n baie vriendelike ouer. Ek is eintlik 'n baie meer vriendelike ouer tot daai lyn net oortree word wat nie oortree. Is enige mens nie maar so nie? Waarskynlik. Ja. Maar ek het al gehoor, ek dink na ander van jou persoonlikheid is jy die Ek sien kalm een. ek dink Lotie is squire. Sy is inderdaad, dis hoe hierdie pot en deksel aan mekaar sit. Sy is met jou getroud, ek bedoel. Hoe dan nou? Wat sal 'n mens dan nou kan sê? Okay, so wat is die les wat jy hieruit leer? Ja. Jy moet maar seker maniere en plekke instel. Ek het dit ook maar gedoen, wat jy, as jy byvoorbeeld aanlyn goedjies kan koop, moet daar 'n notification of soms na jou foon goed deurkom. Die oomblik as daar ietsie gebeur dat jy kan sien, is hierdie reg, is dit nie reg nie. Die meeste van die ouens het dit daarom in plek, veral so met die kinders se aanlyn speletjies en dingetjies waaroor hulle ook net kan koop en ching. En selfone. Ek het al agtergekom, baie gehoor van mense wat, o, dis fyn, dan skielik kry hulle hierdie dik rekening, dan was dit iemand wat gesê het, okay, well, bye. Deel van die game. Ja, wel ek dink in vandag se tyd is daar gelukkig, dit is 'n bietjie veiliger of daar's 'n bietjie beter kontrole na aanleiding van die toestemming wat 'n mens moet gee of jy weet hierdie sogenaamde face recognition. So ek dink dit is maar belangrik om daai maatreëls in te stel sodat jy nie verras word nie. Ja, asseblief, daai is nie 'n lekker verrassing, veral as jy in die oggend wakker word. Dis soos op 'n bootreis, as jy daai rekeningkie so onder deur jou deur kry, die vorige aand se rekening kom môreoggend. Please come to the accounting office. Ja, ons soek hom nie, maar nou ja. Ons het baie geld, kom ons sprei dit rond en ons het baie geld, maar ons het meer geluk en lekkertes hier by Goeiemôre Good Morning. Jy is besig om ons uit te daag, Pieter, want ons almal gaan nou by jou aanklop vir 'n persoonlike lening. Jy kan intussen ingeskakel bly, want ons kuier binnekort en net hierna weer verder. Jy's ingeskakel by Goeiemôre Good Morning, hopelik met 'n koppie koffie in die hand. Weekends are there for you. To braai a chop, to enjoy the game, and all those other things. From mowing the lawn, removing grime, rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum, we've had your back since 1921. Whether your style is trendy, classic, or whether you are more practical, with an impressive range from classic gold to colorful fashion pieces, Hallmark has been providing quality timepieces at affordable prices for more than 30 years. Hallmark has a style for everyone and every occasion. Leave your mark with Hallmark. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit.
Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Een aand, 3 digters, 1 verhoog. Theatre of Marcellus bied aan Klein Groenblom saam met Herman Kleinhans. Gian Groen en Jan Blom. 31 Oktober by Empress Palace. Kaartjies beskikbaar by Ticketpro. Cheers, julle. Ag, die haar is perfek. Waar is jou water? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn, valleyboutique.co.za. Welkom terug en daar is inderdaad nog so baie om na uit te sien in vandag se program. Onder andere gaan ons 'n bietjie later meer uitvind oor die Pink Drive en julle wat kan kom en gaan gesels oor 'n heerlike spiksplinter nuwe enkelstuk. Maar vir eers nog so 'n bietjie oggendpraatjies. Kom, laat ons nou verder gesels. Het jy kougom nodig? Ja, ek wil net sê ek weet nie, skielik is hier allerlei wattes en bolle en goed in my mond en ek dink my mond het droog geraak omdat ek gesê het kom leen geld, maar toe besef ek het nie regtig geld nie, maar toe dink ek na ons vorige oggendpraatjie, dink net hoeveel video's kan ek kry as jy jou geld wil terug hê. Dis baie Stuur vir my video waar jy padel speel, of jou enkel swak of so iets. Moenie alleen voel nie. Ek het nou gestruikel oor 'n koppie koffie. Net ek het nooit gedink dit sal ooit kan gebeur nie. Weet jy wat is dit? Die authenticity laat ons regtig regstreeks werk. Baie waar. Daar het jy dit nou. Nou ja, net gisteraan toe gesels ek oor 'n onderwerp wat basies te doen het met die volgende storie wat ek wil deel. Maar ek is seker almal is nou al bewus van die ontstellende video wat op sosiale media gedeel is waarin 'n graad 10 leerling van Milnerton Hoërskool deur 'n groep seuns geslaan en verneder word. Het jy dit gesien? Ek het so 'n stukkie gesien, maar ek is al so jy weet raad op of fed up met sulke goed. Ek het dadelik verbygeskraai en gedink ja, dis nou maar nog 'n video en toe hoor ek die volgende dag of die volgende oomblik in die nuus ook hoe ontstellend dit is en ek is seker jy gaan vir ons 'n bietjie meer daarvan kan vertel. Ek gaan. Kom ons gee so 'n bietjie ene oor. Nou, die voorval wat aanlyn versprei is, het gelei tot ondersoeke deur die Wes-Kaapse Onderwysdepartement en die polisie. Maar ons moet almal versigtig wees want die deel van video's van skoolgevegte kan jou in groot moeilikheid laat beland. Suid-Afrikaners wat video's van geweld tussen of teen kinders aanlyn deel, kan nou swaar gestraf word. Nou volgens die Film- en Publikasieraad kan oortreders met boetes van tot R150.000 beboet word of selfs tot 2 jaar tronkstraf opgelê word. Die deel van sulke inhoud oortree glo artikel 18G van die Wet op Films en Publikasies wat die verspreiding van beelde of video's wat geweld teen kinders wys verbied. Die waarnemende uitvoerende hoof, Hulisani Ramogadi, sê die raad is besig om aggressief op te tree om 'n veiliger digitale omgewing vir Suid-Afrikaners te skep. Die raad het ook reeds sosiale media platforms versoek om die betrokke video te verwyder en waarsku dat enige iemand wat dit deel of aanstuur self skuldig sal wees aan die verspreiding van verbode inhoud. Nuwe riglyne vir aanlyn inhoud word tans ontwikkel om haatspraak, wraakporno en die verspreiding van kinderpornografie te voorkom. En ek dink wanneer dit by hierdie soort kwessies kom, is beter beheer en die regulering ook daarvan altyd baie belangrik,
Maar ja, ek dink mense deel so gemaklik. Heeltemal te maklik en te vinnig. Sosiale media. En wat vir my die hartseerste is, dalk het ons al daaraan geraak in enige van ons vorige episodes, is in steede daarvan dat mense sal ingryp en dit probeer stop of beredder, staan hulle aan die kant en neem 'n videoetjie, want nou sien hulle, "O, hier ding gaan soveel likes." Wat hel het dit te doen met likes en followers en sulke goeters? Tree in, wees die verskil, wees die beter mens. So ek is bly om te hoor daar's nou al regtig 'n groot straf wat vir ou kan gee, wat dit R150,000 of 2 jaar tronkstraf. Ja. Good dose. Ja, dit is sommer 'n baie streng en sterk straf. Dink jy daar is te min regulasies, jy weet wanneer jy mens kyk na iets soos sosiale media? Veral op sosiale media. Ek meen ons wat in die televisiewerk weet, daar's 'n platform waaraan mense klagtes en dinge kan rig. Ons het sekere bepalings en voorwaardes waaraan ons moet voldoen. Dit het ook al 'n bietjie makliker geraak as 30, 40 jaar terug en langer, maar ja, as ons dit kan doen om eerlike, waardige nuus met mense te deel en stories met mense te deel, soveel meer ook die sosiale platforms, want ons het al agtergekom, daar's maar baie bogstories en jy weet, ek dink dit wat op sosiale media gesien en gehoor word, kan 'n ou nie altyd as so geloofwaardig sien eerder as dit wat jy op televisie en radio hoor en sien. En ek onthou so rukkie gelede was daar ook sommige kenners wat van mening was dat die deel van hierdie soort video's ook daai geweld net verder aan het. Absoluut. Ek dink veral kinders ook wel, het jy gesien hoe daai in 'n pak slag gekry of hierdie twee meisies mekaar se hare getrek? Kom ons kry 'n volgende fight wat dit dalk net 'n bietjie erger is of. En ek weet nie man, kinders kan mos snaaks wees so goeters nou soos die seentjie of so wat bakslaag gekry het of hou vir hou. Hulle dink dit is net bietjie weet koshuispret of rugby span pret en sulke goeters, maar die sielkundige impak wat dit op 'n spesifieke persoon kan hê, soveel meer as wat mense net dink dis nou vir die spangees of die spanbou of die ontgroening of whatever dit is. Ja. Ek dink mense is baie meer sensitief as wat ons ook dink. En ek dink die ander ding is, jy weet, 'n mens kyk na iets soos bewusmaking, maar ek dink ook net nie dit is noodwendig die manier nie. Ek dink daar is ander maniere miskien, maar ek dink in vandag se tyd, soos wat jy nou daar baie geldige punt gemaak het, vir die kinders gaan dit deesdae net oor die hoeveelheid likes of die hoeveelheid views. Ja, hoeveel instas en hoeveel die name wat hulle die goeters noem. Maar ek moet my kinders ook baie berusp om te sê, dink jy nou regtig dis nodig? Hoe sal jy voel as iemand 'n video van jou sou moes deel in hierdie situasie en. Jy moet altyd draai die storie heeltemal om en sit jouself in daai persoon se situasie as jy van enigiemand iets sê, en ek dink dis maar 'n menslike en 'n volwasse ding tot vandag toe. Hoe gaan ek voel in daai situasie? Hoe sal ek dit hanteer? Totdat jy nou weet, okay, jy kan nie meer nie en dan gebeur daar ook ietsie op sosiale media. Soos wat nou onlangs in my geval gebeur het, maar dit het alles ten goeie uitgedraai. En daaroor is ons baie bly en dankbaar. Ja, ek dink ek wil ook net afsluit deur te sê, weet ek het werklik weer eens opnuut respek ook vir onderwysers byvoorbeeld, na aanleiding van die soort geweld wat soms uitbreek in skole. Maar nou ja, ons weet gelukkig ons kan nou by jou kom aanklop. Jy's mos nou 'n sogenaamde smaakmaker, influencer. Saam met julle, ja. Dalk vir so 'n bietjie sosiale media etiket. Bly ingeskakel want net hierna vind ons meer uit oor 'n baie wonderlike inisiatief wat waardigheid aan hawelose mense bied. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. Maak ook seker jy gaan volg ons op ons sosiale media platforms. Ons is nou weer terug. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner, iGlide. Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol.
En hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. On the 30th of October, Josie My Josie will be hosting a World Homeless Day event at Constitution Hill. Here to tell us more is social justice activist Nyeleti Magatse. Goeiemôre, good morning, and thank you so much for joining us. Good morning, Elsa. Thank you for having me, and good morning to your viewers as well. What inspired Josie My Josie to host this World Homeless Day event at Constitution Hill? Constitution Hill is such a historic symbol for our country. As you may know, it was a place where a lot of injustice was perpetrated during colonialism and apartheid. And after 1994, when we became a constitutional democracy, it became the highest place of justice with our Constitution Court being there. So there's something symbolic about the venue itself, but also where it is. You know, it's in Braamfontein, there's Hillbrow on the one side, where there's a lot of issues around the complexity of our country and who we are and what happens in that context, but also Braamfontein on the other side, which is a place of creativity, a place of education, a place of arts and a lot of artistic stuff happening in Braamfontein. And then the leafy suburbs of Sandton, which also highlights the levels of inequality in our country if you think about that historic symbolism of all these areas, but also what they represent today. So it was very important for us to use the venue as a message about what homelessness is about, but also that the right to housing and human dignity are both rights that are enshrined in our Constitution and in our Bill of Rights. So the message is clear without anyone saying anything, just by being in that space. Simply remarkable. Now, the event runs from 9 a.m. to 3 p.m. Can you share a brief overview of the day's program? Yes, so we're inviting all sorts of different stakeholders because as Josie My Josie, our role is to be a connector. You know, we don't want to be doing the work itself. There are those that are working with people who experience homelessness. There's the people who are experiencing homelessness themselves. There are those who want to support those that are working with homelessness, but also government who has a role to play in making sure that people have reasonable access to housing. So we're inviting everyone to come into this space, and the day will start with a bit of a panel discussion for about an hour and a half from 9:30 until 11:30. But we'll also have stalls with different role players in this space, especially around Johannesburg. So we'll have shelters that are working with people who are experiencing homelessness, who will be talking about the work that they do, how they do it, and the support that they need. But we'll also have this concept of the Dignity Boutique, where we will have stalls where people who are experiencing homelessness can come and just get a decent haircut. You know, sometimes someone's dignity is violated simply because they look at themselves and think, I don't just like the way I look. Sometimes all I need is a haircut and I'll feel better about myself. The second thing that they can do is also apply for IDs because, you know, without your identity, you can't be active in anything. You can't look for a job. You can't go and access
access a social grant that you might be entitled to. So there's a lot of dignity that is lost by people when they lose their identities. And if someone experiences homelessness and they lose their possessions, it's very important that if they lose their ID, that they get that identity back. And then we'll also have a rail where people can choose clothes, you know. With some of these people who are experiencing homelessness, you talk to young people who say, you know, I would love to look for a job, but I don't even have decent clothes to go for an interview. And so we're asking people to also help with donating clothes that people can use and come and choose on the day. And how exactly can we do that? So there are different ways that you can support the initiative. Obviously, there's sponsoring a haircut and an application for an ID where people can put funds, and all of that can be found on our website where you can donate financial donations. With regards to clothes also, there is a way that you can donate. There are venues where we've got on our website where people can deliver clothes and say, these are the clothes that we have, and they can leave them either at our offices, which are in 44 Main in Marshalltown, but also in Randburg. There's another venue where people can reach out and leave the clothes. But also we are on social media. If you tell us, look, I've got clothes, I need to drop them off somewhere, we can always make arrangements for people to fetch those clothes from wherever they are available. So those are the two ways that people can support. There's also catering for the day where we will be giving people a wholesome meal and feed them for the day. So those that are also willing to contribute towards that, we're happy for everyone to support the initiative. Mm-hmm. Now, there's also a panel discussion titled, How do we restore dignity to the homeless citizens of Johannesburg? What practical solutions or policy changes do you hope will emerge from that conversation? You know, that conversation will be the beginning of something much bigger and more long-term. You know, it's not an event, it's not a once-off thing, but some of the outcomes we'd like to see, firstly, would be about just seeing people who experience homelessness as human beings, and that behind every statistics around homelessness, there's a human being with a story. There's no way we can restore people's dignity without seeing them as human beings. So that's the first thing to say. Let's all think about the actual human being. You know, there's this saying about don't fall in love with your solution, fall in love with the problem. Right? Understand the problem so that the more you understand it, the more you can come up with solutions that suits the problem rather than coming up with a solution. So that's the first thing, just seeing people from a dignity perspective as human beings and individuals. The second thing is about educating those that will be attending about why people experience homelessness. You know, we make assumptions that people are lazy, people are just not pulling their weight, when there are different reasons why people experience homelessness. And we did a point-in-time count in August that has given us some data around that. And then there will also outcomes around government and their role and how they can play the role to support those that are looking after people with shelters and how to support them, what policy issues need to be amended, bylaws that might be. Unfortunately, I'm going to have to interrupt you there, but thank you so much. It's such an inspiring event and we are looking forward to it. Maar as jy al ooit oorweeg het om volgende jaar die Ironman te doen, moet jy nêrens heen gaan nie, want net hierna gesels Arnold met hulle projekbestuurder Werner Smit. Met meer as 100 takke landwyd bied PNA alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfskilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. PNA kleur jou wêreld. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority.
Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. I lost my mom a few years ago. It was the lowest I'd ever felt. And you know, when you're in that space, it's really hard to get out of it until something pulls you out of it. And for me, it was Enzo. He filled an empty void. He filled an empty space. And when he came into my life, he made my life soft-hearted. There's nothing that I wouldn't do for Enzo, and that's why we picked Dotsure. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Goeiemôre, good morning. Wat 'n lieflike manier om wakker te word as jy nou net by ons aangesluit het. Ek is Arnold Geerts. Registrasie is nou amptelik oop vir die 21ste Isuzu Ironman Suid-Afrika wat op die 19de April 2026 gaan plaasvind. En ek gesels nou met die projekbestuurder van daar, Werner Smit. Goeiemôre Werner, baie dankie vir jou tyd. Eerste ding wat altyd vir my opval, mense in jou posisie, hoe berei mens voor om in jou tipe van werk in te stap? Hoe leer mens om vir 'n ding wat soveel logistiek het reg te maak en reg te staan? Ja, nee, dit is nie maklik nie. Ek dink jy daar's baie logistiek. Jy werk ook met die polisie, die mense wat byvoorbeeld die brandweer, mediese mense, skeieregters. So as 'n wye verskeidenheid van mense met wie jy werk, dan sal ook die logistieke kant van die byeenkoms met tente en scaffolding en yskaste en trokke vir wat koeler afdelings het vir die watertafels. So dit is 'n baie breë aspek van werk wat jy mee te doen kry. Werner, kom ons gesels net vir 'n oomblik vir die mense wat nou nie weet hoe die Ironman werk nie. Dis ongelooflike afstande wat atlete moet aflê voordat hulle uiteindelik daai medalje in die hand kry. Ja, dit is 'n groot afstand. Jy doen 226 km. So dit is basies om van Johannesburg af Kroonstad toe te gaan vir die dag. Maar in die proses gaan jy 3.8 km swem en dan gaan jy 180 km fietsry en daarna doen jy 'n maraton van 42.2 km. En dis natuurlik die maraton wat die seerste maak na al daai inspanning. Maar verduidelik ook net vir my, ek het gekyk na byvoorbeeld Mosselbaai verlede jaar, het 50 miljoen rand vir die half Eysterman ingebring. Dis bloot net fantasties wat dit vir die stede beteken waar hierdie byeenkomste plaasvind, nie waar nie? Ja, dit het 'n baie groot impak. Die atlete gaan vir so 3-4 dae na die dorp toe waar die byeenkoms plaasvind en dan is daar so 2.5 mense gemiddeld wat saamkom. Die mense bly daar, so hulle eet, gooi petrol in en so die inspuiting in die plaaslike ekonomie is baie groot en dis maar net deur direkte besteding van die atlete. Ironman het in die laat 70s begin en hier in die middel 80s by Suid-Afrika posgevind. Dit het eers begin hier in Suid-Afrika met ouens wat kanoe gery het in steede van geswem het, maar uiteindelik het die swem oorgevat. Hoe hanteer mens daai swemlogistiek? Want dis waar dinge inderdaad en daadwerklik kan verkeerd gaan, nie waar nie? En soos ons alreeds van tevore gesien het met slegte weerstoestande. Ja, die swem is die groot risiko. Dit is ons soek basies liggings wat geskik is.
Maar die weer kan mens nie beheer nie. So ons moniteer die weer. Ons het 'n geweldige groot waterveiligheidsspan op die water en dan het ons ook 'n baie groot mediese span op land en 'n hele prosedure om met enige gevalle te hanteer. Ons het ook 'n proses waar ons die watertoestande assesseer in die oggend, waar daar besluit gemaak word of ons 'n vol swem doen, of ons die swem gaan verkort of dan die swem heeltemal kanselleer en dan met die fietsry gaan begin. Ons het natuurlik so 'n paar weke terug gesien wat se drama die wind veroorsaak het by die Kaapstad, die Sanlam Kaapstad Marathon. Dieselfde soort van situasie. Dis so 'n moeilike ding om 'n besluit oor te maak, want dis moeilik vir die organiseerders en die borgers en dan natuurlik dis 'n moeilike besluit vir die atlete om van te verneem as so iets moet gebeur, nie waar nie? Ja, dit is moeilik. Daar's risiko's, daar's ook liabilities, daar is 'n verskeidenheid goed om in ag te neem. Daar's 'n verskeidenheid diensverskaffers wat bydra tot die veiligheid op die dag. Dan is daar ook 'n komitee met 'n polisiekaptein of kolonel wat dit voorsit, wat na al die situasie kyk en dan is daar ook 'n groot span van Ironman wat betrokke is by die dag se gebeure. Ek is gereeld gelukkig genoeg om by die tipe van byeenkomste aan te kondig en julle het 'n paar wonderlike manne wat altyd die mikrofone hanteer aan die einde. Vertel ons 'n bietjie daarvan, want dit maak soveel van die Ironman. Iemand soos Paul Kay byvoorbeeld en Gordon Graham wat aankondig en dan dinge aan die gang hou. Hoe werk dit vir julle uit? Dit is vir ons 'n baie belangrike aspek. Ek weet jy het al gehelp, verskeie ander mense. Die kommentators is baie belangrik vir kommunikasie met die publiek. Ook hulle dra geweldig by tot die gees van die event. Hulle is eintlik die celebrities van Ironman. Baie van die atlete assosieer hulle byeenkoms, die emosies wat hulle deurgaan deur die persoon wat hulle verwelkom op die eindstreep en sê Arnold Geerts, you are an Ironman. So daai is 'n belangrike aspek vir ons, die klank, die atmosfeer en die atleetervaring. Daai is top mikpunte wat ons na werk. Werner, wat is die vraag wat jy die meeste van driekamp atlete kry voordat hulle eerste een doen? Die meeste atlete is baie verskrik deur die swem. Dit 3.8 km klink baie ver, maar as mens gaan kyk na mense wat redelik gereeld swem, hulle swem gewoonlik 2, 3, 4 km in 'n sessie in elk geval. En oor die algemeen gaan jy net vir 10% van die dag swem. En daar's baie swembaddens in Suid-Afrika, so mense kan oor tyd hulle voorberei om die afstand te swem en dan moet hulle dit ook inwerk met werklike real life conditions in die see en oop water, net om gewoon te raak om in 'n ander omgewing te swem. So die swem is oor die algemeen wat die mense vrees, maar die ding wat eintlik die moeilikste is daai maraton aan die einde, na 180 km se fietsry, want as jy jou pacing verkeerd kry, dan is dit 'n harde tyd wat voor lê. Dit is beslis so. Werner, baie dankie vir jou tyd en sterkte vir jou en almal wat weer eens die Ironman daaronder 'n groot sukses sal maak. 42,2 km is bitter ver. Maar in elk geval, jy hoef gelukkig nie een van daai te doen vanoggend nie. Dink nie so nie. Bly ingeskakel want ons kuier net hierna weer verder. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Hoe kan so 'n klein nesie toekoms beslis? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie?
By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons, vir die perfekte afwerking. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar, hard waar hy moet wees en sag op al die regte plekke. Inkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans. Kom tuis met Inkanda. Kunsmatige intelligensie is besig om moderne geneeskunde drasties te verander. Met miljoene mense wêreldwyd wat steeds beperkte toegang tot basiese gesondheidsorg het, bied hierdie tegnologie nuwe hoop vir meer inklusiewe en bekostigbare mediese dienste. Maar saam met die opwinding kom ook vrae oor etiek, opleiding en iets soos vertroue. Ek gesels nou met Dr. Angelique Coetzee om meer uit te vind. Dokter, wat 'n voorreg om dokter terug te hê hier in die ateljee. Goeiemôre en dit is altyd vir my lekker om hier te wees en te deel. Goed, so kunsmatige intelligensie, hoe kan dit in Suid-Afrika se gesondheidsorgstelsel gebruik word? Okay, kan ek net eers een mite regstel? Kunsmatige intelligensie is nie 'n nuwe dokter nie. Hy gaan jou nie ondersoek nie. Hy gaan nie met empatie na jou kan luister nie. En hy gaan die data wat jy vir hom gee, gaan hy gebruik. So as jy vir hom 'n klomp nonsens vertel, gaan hy vir jou 'n klomp nonsens terugvertel. Ek dink ons moet net eers daai seker maak, want ons mense wat dink dit is die antwoord vorentoe, ons het nie meer 'n dokter nodig nie. Dis die Engelse term is 'n tool. So het ons hierdie goed nodig in Suid-Afrika? Ja, ons het dit nodig. Ons het nodig om hierdie data, want dit is 'n baie goeie dataversamelaar ook. Ons kan dit gebruik in die primêre gesondheidsorg, ons kan dit gebruik in hospitale, ons kan dit gebruik om te sê, jy weet, ons het soveel diabetespasiënte, dit is die gemiddelde suikerwaarde, dis die medikasie waarop hulle is, werk dit vir hierdie pasiënte, dis hulle gemiddelde gewig. Ons kan al daai data bymekaar sit sonder om bome af te sny. As ons net die staat sover kan kry ook om hierdie data op goeie programme, kunsmatige intelligensieprogramme te kan begin versamel en dat ons almal kan saamwerk, want ons het nie goeie data in Suid-Afrika nie. Moenie dink daar's goeie data oor primêre gesondheidsorg, oor hoe ons diabetes behandel, hoe ons hoë bloeddrukke behandel nie. Daar is nie, ons het die data nodig. So hoe kan hierdie help? Dit kan ons help met data, dit kan ons help met beplanning, dit kan vir ons help as ons vasbrand met 'n verslag en ons is nie seker of hierdie verslag korrek is nie.
kan ons dit altyd vra, help my om hierdie verslag te interpreteer sodat ons na 'n klomp spesialiste toe moet gaan. Dis nou op primêre vlak, op spesialis vlak. Daai spesialis kan in 'n klein dorpie sit en 'n operasie doen waarin hy gelink kan word in 'n ander land en hulle kan saam via kunsmatige intelligensie kyk wat hulle hier kan doen. Maar ek gaan weer sê, die term is kunsmatige intelligensie. Die term is nie ingebore intelligensie nie. Ek wil juist vir dokter vra, wat is dokter se opinie oor die ander dokter of gewilde dokter ChatGPT? ChatGPT is 'n wonderlike metgesel as jy vir hom jou mediese of jou laboratoriumverslag gee en jy gee hom die inligting en jy gee hom baie inligting en hy kan jou help om daai te verlees. Dit is uit 'n mediese oogpunt. Vir die pasiënt, ek dink dis daai wat garbage in, garbage out. So baie pasiënte verstaan nie eers hulle simptome nie, jy weet. So 'n pasiënt sal sê ek het 'n uriene-infeksie. Dan weet hulle nie eens wat die simptome is nie, maar hulle sal byvoorbeeld vir Chat sê ek het 'n uriene-infeksie en wat moet ek doen? En Chat gaan vir jou sê wat jy moet doen. Maar dan sê ek altyd maar wie die diagnose gemaak? Jy het die diagnose gemaak, nie Chat nie. So Chat is so goed soos wat jy vir hom gee en Chat is jou tool wat jy gebruik. Belangrik. Hy's nie jou dokter nie. Wel, watter spesifieke KI toepassings dink jy gaan die grootste impak hê? Ek neem aan dit is waarskynlik een daarvan. Ja, ek dink die grootste impak is as ons gaan kyk, daar is dit klink nou baie snaaks, maar daar's wonderlike stetoskope daar buitekant wat vir jou baie mooi kan help, maar die goed is onbekostigbaar duur en in Suid-Afrika kry ons hulle nie. Daar's 'n klomp tools weer eens daar buite wat ons as algemene praktisyns en spesialiste kan gebruik. Wat vir ons kan help om beter gesondheidsdienste te gee. Ons kan ook in 'n ver afgeleë dorp. Ek kan in Pretoria sit en ek kan 'n verpleegkundige aan die ander kant hê en ek kan al die tools hê en ek kan daai pasiënt ondersoek van waar af ek sit. Dit is daar buite. Wat jy nie kan doen nie. En dit is wat die mediese fondse en ons sien die aptekers is besig om te dryf dat, weet jy wat, ons gaan gou-gou na die apteek toe en ons gaan die verpleegkundige sien en dan gaan sy sommer oor, ek sê altyd oor Zoom, vir die dokter vra wat om nou verder te doen. Die probleem is, medisyne is nie so maklik nie. Daar's baie goed wat jy in ag moet neem. En geskiedenis en 'n fisiese ondersoek is een van die mees belangrikste goed. En ek dink nie dit kan ooit die algemene praktisyn of die dokter vervang nie. Maar ons het gesien in robot toepassings veral by prostaatoperasies. Dis 'n wonderlike tool wat daai spesialiste gebruik. Dis baie meer verfyn as wat die ou sy hande gebruik. Hy kan daai tool, daai robot Da Vinci kan hy gebruik om baie goeie operasies te doen. So ons kan weer eens op ekstrale, daar's niks so goed soos om TB op te tel op 'n ekstraal deur al hierdie data in te voer en daar's baie goeie kunsmatige programme daar buitekant wat dan hierdie goed kan lees. Maar ek gaan weer eens sê, dis so goed, die data is so goed soos dit wat jy vir hom geleer het en dit wat jy invoer. Die feit dat hy met jou kan terugpraat, sê nie daar's 'n mens wat agter in 'n skerm sit en skielik luister hy vir jou en nou word hy my beste vriend nie. Nee, dis 'n tool en ons moet dit gebruik. So dokters wat sê, jy weet ek gaan glad nie kunsmatige intelligensie, ek gaan nie eers elektroniese rekords gebruik om my data in my spreekkamer te doen nie. Moet weer gaan dink, want as jy nie saam met die stroom gaan nie, gaan jy agterbly. Sjoe, dis baie interessant om dit ook te hoor, want ek dink daar is sommige mense wat bekommerd is oor die akkuraatheid van so iets en hierdie stelsels. Dink jy dis nodig om bekommerd te wees? Ja, natuurlik. Ek dink dit is nodig. So jy moet weet wie is jou program. Jy moet die data baie mooi gaan seker maak. Jy moet weet waar hierdie data gestoor word. Jy moet weet hoe maklik gaan hierdie data hoe maklik kan dit geskerm word daar buitekant, want onthou dis groot data, dit's mense se inligting wat jy daar het. So daar is om die etisiteit van dit
is en dan weer eens aan wie behoort die data? Daar's altyd 'n bekleier aan wie behoort die data? Behoort dit aan die maatskappy, behoort dit aan die dokter, behoort dit aan die pasiënt, aan wie behoort hierdie data? So daai is alles goed wat belangrik is. En soos ek sê, dis vrek belangrik om seker te maak dat jy sisteme in plek het en die etisiteit van veral van die HPCSA rondom dit verstaan, sodat jy nie in die moeilikheid as 'n dokter trap nie. Nou, hoe verander kunsmatige intelligensie die rol van dokters en verpleegpersoneel as jy dit moes opsom? Ek meen, maak dit hulle werk makliker? Dink jy dit maak dit miskien meer doeltreffend ook in die proses? Ek dink dit maak dit definitief makliker en baie meer doeltreffender. Maar weer eens, jy moet weet as 'n dokter wat jy wil hê en hoe jy dit gaan vra. As jy dit verkeerd vra, kry jy die verkeerde antwoord terug. En jy moet ook weet wat jy op soek is na. So wat vir my maklik is ek verstaan, jy weet, kom ons gebruik urineweginfeksie, ek verstaan die simptome, ek verstaan al die goed. As ek net die data kan invoer en sê, het jy vir my 'n beter oplossing vir hierdie pasiënt, dan het ons 'n sinvolle gesprek, sonder dat ek hoef artikels te gaan soek. Maar jy moet weet wat jy doen en wat jy soek. Wel, so gepraat daarvan, watter vaardighede of opleiding dink dokter gaan gesondheidswerkers in die toekoms nodig hê om met kunsmatige intelligensie te kan kophou en te kan werk? Dis 'n baie goeie vraag. Ek dink daar moet baie klem gelê word op watter produkte daar buite is, watter programme, hoe gebruik jy wat, en jy gaan jou dokters moet leer hoe gaan soek ons daai data. En wat kan jy vertrou? Onthou, jy kan ook nie alles vertrou wat ChatGPT vir jou sê nie. Jy moet weet wat jy soek en jy moet ook daai artikels gaan lees baie keer wat hy vir jou gee om seker te maak hy dit reg geïnterpreteer. So as jy niks weet nie, kan jy nie verwag dat hy vir jou alles moet doen nie. So dis 'n tool, ek gaan dit bly sê, dis 'n tool. Dis nie 'n dokter nie. Hy kan jou nie vervang nie. Ek sê altyd baie van die jong dokters, ek is my baie hartseer om te sê, maar hulle vaardighede om fisies iemand te ondersoek is besig om bietjie agteruit te gaan. En dan sê ek altyd, weet jy wat, as die pasiënt 'n iPad was, het hulle hom ondersoek. Want dit is baie makliker as om die hande op te lê, maar om die hande op 'n pasiënt te lê en te luister na die geskiedenis kan nie vervang word deur enige kunsmatige intelligensie nie. Daarom sê ek, dis 'n tool. Selfs daai robot wat die prostaatoperasie doen, kan dit nie doen sonder die dokter nie. Hulle is 'n team, hulle is 'n span, hulle werk saam. Dokter het nou verwys na iets soos staatshospitale wat ek dink 'n kwessie op sy eie is, as 'n mens dit so kan stel, maar hoe dink dokter kan Suid-Afrika verseker dat kleiner gemeenskappe en ook landelike hospitale nie agterweë bly wanneer dit kom by hierdie tegnologiese ontwikkeling nie? Okay, so eerstens moet ons net altyd seker maak, ons sit net eers korrupsie eenkant. Ons maak net seker die mense wat ons kry om vir ons programme te skryf en te gee weet wat hulle doen, en dat dit nie klomp kaders is wat daar sit nie, dat dit regtig goeie programme is. En ek dink elke hospitaal, of dit privaat of publiek is, moet goeie programme hê, want jy moet jou data kan myn. Jy moet weet wat daar gebeur. Jy moet jy weet ek is verstom baie keer as ek sien hoeveel bome word afgesny en hoeveel papierwerk word daar gedoen. Dan wonder ek altyd, wie lees hierdie papiere? Jy weet, jy sit ure in papierwerk invul, waar jy dit op 'n data kon sit. En ons is nie daar nie. Ons is nie daar nie. Ons moet daar wees. En dan ook, as daar nie 'n dokter is daar, in daai spesifieke klein kliniek nie, dan moet daar toegang kan wees tot 'n spesialis of 'n algemene praktisyn wat saam kan werk, op 'n ander plek kan sit en vir daai verpleegkundige sê, okay, doen nou die volgende, doen nou dit, doen dat. Wat sê die bloeddruk? Wat's dit? Verstaan, dan kan ons waarde begin toevoeg. Wel, mense sou hoop dat die departement van gesondheid dan dalk 'n bietjie meer innoverend ook optree in die toekoms wat dit betref, om daai tegnologiese ontwikkeling ook ten volle te implementeer. Dr. Angelique, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Bly ingeskakel, want net hierna vind ons uit hoe tegnologie reeds groot veranderinge in gesondheidsbestuur moontlik maak. Net hier by Goeiemôre, Good Morning. Ek hoop jy is nog heerlik ingeskakel en kuier heerlik saam.
Sukkel jy met vet? Tenace het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Tenace top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Tenace bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Tenace all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Tenace se stresvet nodig. Tenace werk regtig. SMS jou naam na 44021. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar, hard waar hy moet wees en sag op al die regte plekke. Inkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans. Kom tuis met Inkanda. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld in die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Webgebaseerde praktykbestuurstelsels help dokters sodat hulle op pasiënte se sorg kan fokus. Ek gesels nou met Craig Pike en Andrei Hauptfleisch van L om meer uit te vind. Hartlike goeiemôre manne. Môre Pieter. Baie lekker. Ek wil daarom net weet, net so wat is L? Hoe jy weet, ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Ek seker daar's baie mense wat nog nie daarvan gehoor het nie. Craig, wie presies is dit en wat doen hulle en so aan? So basies L is 'n webgebaseerde aanlyn stelsel wat dokters in staat stel om eise te stuur na mediese fondse toe. En die kruks van waar ons inkom met L word anders maak is ons wil regtig tegnologie gebruik om 'n werklike verskil te maak in die sukses van praktyke. So dis nogal deel van 'n dokter se admin, hè, om al daai eise dinge in te stuur en heeltemal korrek, heeltemal korrek. Dit kan nogal 'n storie raak, veral jy weet daar's 'n klomp kodes en allerlei sulke goeders Andrei. Ek weet ons nou nie hoe werk dit goed nie, maar ek kan maar net aflei. Ja, nee, dit is redelik kompleks om daai faktuur wat jy by 'n dokter te kry op die einde van die dag by 'n mediese fonds uit te kry. Daar's allerlei kontekstuele inligting, ICD-10 kodes en die regte prosedures en medikasies. En een van die moeilikste goeters is net om die prys reg te kry, want ek dink nie almal is altyd bewus nie, maar per fonds het jy verskillende pryse vir verskillende dissiplines. So dit is nogal 'n ingewikkelde besigheid. En duidelik is dat dan 'n aanvraag vir so iets, né? Heeltemal. So daar's duisende dokters daar buitekant en almal van hulle dieselfde probleem. Hulle het 'n stelsel nodig en hulle het 'n stelsel nodig wat maklik werk en veral deesdae aanlyn. Hulle soek 'n aanlyn stelsel wat op enige aspek werk, op jou selfoon, op 'n tablet en op 'n rekenaar. So waar het die storie begin? Ek meen, jy het die aanvraag gekry, so nou hoe gaan sit 'n ou en begin met dit? Baie goeie vraag. So ons familie het in die 80er jare begin en ons het die eerste DOS-sagte ware na die mark toe gebring. En toe in die 90er jare het ons Windows uitgebring, talle pakkette wat nou nog deur baie dokters gebruik word. En ek dink die groot
verskywing in die mark was in 1994 het my pa Derek Pike EDI gebring. So voor EDI was dit alles papier. En toe skuif ons dit oor na dat dokters elektroniese eise na fondse toe kan stuur. En dan ja, ons nuutste een is L. So ons is baie trots, dankbaar en geseënd. Ons het 'n hele paar duisend gebruikers wat daagliks inskakel en L gebruik. Luister nou, wat is julle agtergrond? Is julle die programmeerders? Is julle net die ouens wat die ding verkoop? Vertel vir my, Andre, wat doen jy? Wat doen julle? Hoe's julle? Ek dink veral in die sagteware wêreld met al hierdie startups en so, het jy tipies 2 persoonlikhede nodig. Jy het die ou nodig wat die tegnologiekant kan hanteer en dan het jy die man nodig wat dit kan verkoop. En dis wat ek is aan die tegnologiekant en Craig is die verkoopsman wat dit in die mark kry. Absoluut. Hoorie, en wat is ander gedeeltes en goeders waaraan dokters ook nogal moet dink van praktykbestuur en admin? Waar El nou byvoorbeeld dan ook kan help? Ja, ek dink mens dink nooit so daaraan nie, maar eintlik in baie bedrywe die kernfunksie wat jy vervul is nie dieselfde funksie as 'n besigheid nie. Onder andere 'n dokter wil graag natuurlik konsultasies doen en help met mense se sorg en gesondheid. Maar ek dink onbewuslik of sonder dat mense eintlik daarvoor studeer, het jy dan ook nog hierdie ekstra taak van jy moet 'n besigheid hardloop. En dit is eintlik so 'n multidissiplinêre probleem om op te los. So hoe El na die landskap kyk is om te sê holisties van begin tot einde, hoe help ons 'n dokter met werwing van pasiënte? Hoe kry ons hulle op die dagboek? Hoe ondersteun ons hulle met die konsultasie, die voorskrifte, alles tot op die einde, tot by betalings. Maak dit my werk ook makliker om net al my eise en dinge in te kry. Presies. Pas jy enige KI dinge ook toe in hierdie stelsel? Ja, ek dink is belangrik om dalk net eers die probleem te raam van KI en ek dink almal is bietjie paranoïes oor gaan hierdie my werk oorvat, gaan ek nog môre werk hê? En ons ouens wat so op die voorgrond hiervan is, wil net vir julle sê, julle kan rustig wees. Jou werk gaan nog môre daar wees en ek dink Steve Jobs het dit destyds baie goed gesê waar hy het gesê as 'n mens loop, is jy nie eintlik vreeslik energiedoeltreffend nie, maar as jy op 'n fiets klim, is jy van al die diere die mees doeltreffendste. Ek sien KI as eintlik of 'n vliegtyg vir die verstand. Jy weet of waar die rekenaar die fiets was vir die verstand, is KI die vliegtyg vir die verstand. En hy het nog steeds 'n vlieënier nodig. So hierdie ding kan nie op sy eie funksioneer nie. So wat ons doen is ons werk met verskeie stelsels wat dokters help met aspekte rondom outomatiese notulering. En dan aan El se kant kyk ons 'n bietjie meer na die besigheidskant. So vir al daai punte wat ek genoem het, probeer ons dink hoe kan ons KI gebruik om al hierdie verskillende dissiplines te ondersteun. Man, dit klink vir my dis 'n ding wat julle ook voortdurend maar net moet wakker wees om aan die voorpunte kan bly. En is 'n ding wat nou al vir so lank kom en ek seker hy gaan vir nog so lank gaan. Dan gaan die hele tyd nog 'n behoefte en so ontstaan. So baie dankie dat julle dit met ons kom deel het. Ek sal verseker op die uitkyk wees vir El en as ek weer 'n dokter gaan besoek, gaan ek sê maak julle gebruik van El of wat? Baie dankie dat julle so vroeg ingekom het en dankie vir die amazing werk wat julle doen om seker te maak dat die mense wat na ons kyk, die geneesheere en die professore en almal se hande ook net bietjie ligter gemaak word. Volgende bespreek ons die borskanker bewusmakingsmaand met 'n wonderlike organisasie bekend as The Pink Drive, maar meer oor dit net hierna. Moenie weggaan nie. Soos julle pas gesien het, Pink Drive het 'n onontbeerlike rol in die stryd teen borskanker met die land se eerste mobiele mammografie en opvoedingseenheid wat deur die land beweeg om die boodskap oor te dra. Ek gesels nou met hulle stigter, Nolene Kotchen. Thank you so much for joining us. Thank you for
affording us this platform. Now, Pink Drive's motto is early detection will help prolong a life. How does that drive your day-to-day work on breast, cervical, prostate and testicular cancers? Exactly what it says. Yes. Early detection. So we built the first mobile mammography units in sub-Saharan Africa, and we are the only organization, whilst there are now other mobile units, but they are owned and they are managed as a private sector business. We are the only ones that provide free screening to all the medically uninsured, regardless of where you live in South Africa. That's amazing. Now, the iconic pink trucks, how do they roll free mammograms and health talks right into underserved communities? So obviously, we can't do this work without the support of corporate South Africa, other philanthropic organizations. I get funding from other international governments, but regrettably, we get no funding whatsoever from the South African Department of Health or the provincial departments. So all the funding that we get, we go into the communities. The way we handle it is it's all prearranged at identified clinics and or secondary hospitals where there are no breast units, because we need to make sure that once a diagnosis is made, that we have a pathway to care and the referral into the public sector. And how we also manage that is that internally, I have what we call patient navigators. So once a diagnosis is made from, doesn't matter which the clinics are or hospitals, that navigator then starts tracking that patient. And she will then make sure that she's either got her results from the public sector clinics or hospitals, and if she hasn't, we find out why she hasn't received them, etc. And the same works in the reverse for the clinics and the hospitals. We track them and we say, have you contacted patient XYZ and what have you? So we follow them all the way through. Now, all of this is done by many a pro bono doctor who gives their time to do it, as well as the laboratories that are doing the diagnostic side of things for us, for which I am eternally grateful. Now, Clovis Pink for Purpose turns milk and other products into pink to start conversations. How do you brand tie-ups like this to boost screenings? Well, you know, there's messages on the Clover milk bottles or on the cream, etc., etc. And, you know, it's an emotive purchase. I don't believe that there's one person in South Africa, regardless of where you live, that indirectly you haven't been touched by cancer. And I'm talking about your mom, you know, someone in your family, your best friend, you name it. So, I think Clover has been very strategic and very clever about it, because generally speaking, it's the female consumer that will go and buy the milk. Yes. And the pink just stands out, and pink resonates very well. Yes. So from a brand association, it's a perfect fit for Pink Drive. And it also brings us a huge amount of income that we wouldn't necessarily have had from the corporate space, etc., in the month of October. I'm going to have to stop you there, but thank you so much for all the information. So jy kan ingeskakel bly, want net hierna gesels ons met die vervaardigers van die Emmy-benoemde dokumentêr School Ties, 'n gesprek waarna ek persoonlik baie uitsien. Ons is nou weer terug. Bly ingeskakel. Sukkel
jy met vet? Tenaz het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Tenaz top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Tenaz bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Tenaz all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Tenaz se stresvet nodig. Tenaz werk regtig. SMS jou naam na 44021. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. I lost my mum a few years ago. It was the lowest I'd ever felt. And you know, when you're in that space, it's really hard to get out of it until something pulls you out of it. And for me, it was Enzo. He filled an empty void. He filled an empty space. And when he came into my life, he made my life soft-hearted. There's nothing that I wouldn't do for Enzo, and that's why we picked Dotsure. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Met meer as 100 takke landwyd bied PNA alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfskilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. PNA kleur jou wêreld. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. If anybody's paying more attention to your child than you have a problem. Several schools have been linked to a criminal investigation that exposed a ring of alleged predatory teachers and sporting coaches. These perpetrators are somebody that we would like. He was kind of a teacher that every boy loved. It happens in an environment filled with power, secrecy. If I speak out, I betray the brotherhood. Boys don't want to be seen as weak. You're the man. And that's where one bad thing led to another. You can only have these things happen in a school if the kids already thought, well, this is just normal. So it's like a cult. There was no care about what happened to the kids. And that was to try and protect the school. You're supposed to protect the children in the school. Ons het sopas gekyk na die lokprent van School Ties wat vir 'n Emmy-toekenning benoem is vir beste dokumentêr. Die vervaardigers Al Oosthuizen en Wim Stein is hier om ons meer te vertel. Baie welkom aan albei van julle. Dankie Elsa. Goed, hoe het die idee vir hierdie reeks ontstaan en hoe het die vroeë navorsingsfase gelyk? Ja, ons moet lank terugdink. Hierdie het ons het begin met produksie met hierdie in 2023. Ja. En dit het ons net so oor die jaar gevat om hierdie produksie klaar te maak. So ons navorsing gedeelte op 'n dokumentêr is nogal baie intensief. Dit vat ons baie tyd. Daar's 'n klomp mense op die projek. Dit het ontstaan as 'n idee en ons het toe van daar af uitgebou na 'n 4 episode dokumentêr.
net oor die idee. So ek dink op daai stadium daar's Dion Wiggett se My Only Story. Daar was goed en artikels en reportage en podcasts op daai stadium. So ons het ook met Dion gewerk op een van die episodes en op die reeks. Maar ek dink waar dit vir ons vandaan gekom het is ons maak dokkies en dokkies moet 'n verskil kan maak. Dit moet of 'n verandering of soort van bewussyn skep rondom sekere scenario's. En ek dink deur al daai goed bymekaar te trek, was dit vir ons belangrik om te kyk, beide van ons het ook kinders. So ek dink sodra jy in daai realm in beweeg, wil jy wil 'n beter lewe skep vir jou kinders. Ja. So dit was deel van die beweegrede en dan nou om harde gesprekke rondom die skoolstelsel en hoe goed werk soms in skole en in Suid-Afrika te hê, was vir ons belangrik en om impak te kan hê met wat ons doen. Wil jy verwys na iets soos bewusmaking? So, hoe hoop julle sal hierdie dokumentêr daai gesprek rakende die beskerming van kinders in Suid-Afrika beïnvloed? So ek dink vir my baie mense was baie ontstel toe hierdie uitgekom het. Dit het laas jaar begin uitsaai. Dit is steeds op Showmax beskikbaar. As enige iemand dit wil kyk, ek dink enige iemand moet dit kyk. Elke ouer moet dit kyk. Elke ouer moet dit kyk. So ek dink daar's baie mense wat baie kwaad was daaroor. Wat wel uitgekom het is mense is verskriklik braaf. Van die ouers wat daar in die stories deel van die victims, van die mense wat slagoffers was, het met ons gepraat. So om vir iemand te wys dit is okay om daaroor te praat, het gebeur. Daar was baie engagement met die Suid-Afrikaanse groep van skole. Daar's alreeds impak daarna. Water Polo South Africa het anonieme telefoonlyn gelons waar enige scenario aangemeld kan word en dan die engagement wat ons met SAIS gehad het rondom die vereniging wat alle onderwysers verteenwoordig. So daar's definitief alreeds prosesse wat gebeur het in die laaste 6 maande. En ek dink dit is belangrik vir elke ouer om hierdie te kyk en ook kinders wat oud genoeg is om dit te kyk, sodat hulle ook kan leer om die tekens te sien. Sou hierdie met jou gebeur het, want hierdie ding kom soos 'n skelm in die nag na jou. Jy besef nie wat is besig om met jou te gebeur nie. Op daai noot, ek meen een van die groot temas in School Ties is die kultuur van stilswye in skole. So was dit moeilik om so iets oop te vlek? Dit was moeilik. Die skole het eers op hulle agterpote gespring as ons hulle genader het. Van die skole het toe ingestem om met ons te gesels en toe besef hierdie is 'n ding wat goed is vir die skole en die kinders. En veral omdat ons meerderheid gewerk het met seuns en seuns is geleer hulle moenie praat nie of dit moet stilgehou word en ook die grooming wat gebeur van die onderwysers kant af, dit is 'n geheim. Daar mag nie daaroor gepraat word nie. So dit het baie emosionele werk vereis van ons. Ek dink mense dink ook dit is grooming van skoolseuns. En ja, daar gebeur grooming across the board. Seuns, meisies by enige skool. Wil ek sê sonder dat mense dit soms besef, maar dan is daar scenario's waar dit baie spesifiek gedoen word. En mense dink dit is net die kinders, dit is nie, dit is die ouers ook. So die ouers besef ook nie wat besig is om te gebeur nie. So as jy net 'n idee het van hoe dinge kan uitspeel, kan dit jou heel moontlik help om goed vroeër raak te sien. Ja. Die tyd het ons nou ongelukkig ingehaal, maar ek dink ek wil op daai noot net elke persoon aanmoedig om dit dan wel te gaan kyk, soos wat julle sê, ouers en kinders wat sekerlik oud genoeg is om dit te kan kyk, en hulle sê dit is op Showmax beskikbaar. Ja. Baie dankie vir die moeite dat julle hier by ons kom kuier het om ons meer te vertel. Dankie Elsa. Dankie Elsa. Nou ja, bly ingeskakel want net hierna kuier Elof in die ateljee en dit om oor 'n splinter nuwe enkelsnit te gesels. En ek weet nou nie of Pieter al sy country wiki op het nie, maar jy sal maar ingeskakel moet bly om dit te beleef of te sien. Ons is nou weer terug. Bly net waar jy is.
Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons vir die perfekte afwerking. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Cheers, julle. Och, die haar is perfek. Waar is jou water? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn valleyboutiek.co.za. Een aand, 3 digters, 1 verhoog. Theatre of Marcellus bied aan Klein Groenblom saam met Herman Kleinhans. Gian Groen en Jan Blom. 31 Oktober by Empress Palace. Kaartjies beskikbaar by Ticketpro. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. En ons het sopas gekyk en geluister na Elaf se musiekvideo van sy nuwe enkelsnit Country Probeer en al wat ek wil sê, Elaf, jy het country reg gekry. Goeiemôre. En hoe gaan dit goed met jou? Ja. Nee, dis nog goed. Ja, daar sê nou. My vriend, baie geluk. Net so 'n bietjie die agtergrond van hierdie liedjie. Ek meen almal gaan nou en sê country. Ja. Hoe het dit gebeur? Ons het maar net gesit en dink, luister, ek was lus vir 'n country song. Nee. Ja. Maar ek kan nie 'n country song skryf nie of uitsit nie. Dis nie my ding nie. Verstaan? Jy's mos maar meer die energieke pop. Exactly. En toe sê ek, kom ons trou daai twee en dan kyk ons wat gebeur. En dan moet dit sommer country probeer, want dis presies wat ek doen. Maar ja, jy het vir hom reg gekry. Dit was seker vir jou ook baie lekker om net so 'n bietjie, jy weet, verskeidenheid te kan wys in wie Elaf is as kunstenaar. Dit is, en om 'n bietjie meer plek in die mark te soek vir ander goed. Ja. Luister, en waar het jy die perd gekry sonder 'n kop? Wel, by die plek waar ons dit geskiet het. Ons het nie eintlik 'n idee gehad wat ons wil skiet nie. Toe stap ons nou en toe sê ek, "Hey, het julle 'n perd?" Toe sê hulle soos, "Yes, ons het 'n perd." Toe sê ek, "Wat is die moontlikheid dat ek een van julle perde kan gebruik?" En toe klim ek verkeerd op die perd en hulle het net dit aan afneem. Wel dan, maar kan jy perd ry? Ek kan nou. Ja. Ek is bly. En die line dancing wat 'n ou gesien het daar in die musiekvideo? Ek het dit die oggend van die video shoot geleer. Jy jok. Ek beloof jou.
Ek beloof jou. By die derde move het ek al oor my eie voete geval. So knap gedaan. Nee, ons het knap gedaan vir die kameraman dat hy, want ek doen 'n move en dan sy sharp, okay, ons het hom daar. Hoor jy, en hierdie liedjie natuurlik ook seker oral te kry saam met al jou ander liedjies op die platforms. 100%. Dienste en so. 100%. Hoe lyk die shows? Wat's volgende? Waar sien ons vir? Ja, ons gaan aan. Die shows loop mooi. Ons is baie dankbaar, baie geseënd. Desember lyk lekker. Ons het maybe Desember 'n toertjie wat ons doen daar op Kaap se kant toe. Naby 'n golfbaan hoop ek, want daar 'n bietjie golf ook gespeel ja, word. Wel, ek gaan nou nie klaar nie. Ek het volgende maand ek in Dubai vir so 'n week vir shows en dinge, so ons sien uit. Man wat weet om die dinge te doen. Elof, baie dankie dat jy so vroeg hier by ons ingepop het en net ons oggend kom opkikker het met Country Probeer. Dankie. Dis al wat ons het van ons kant af. Môreoggend is ons weer terug en dan gaan jy ook sê, "Yeeha!" Ons hoop jy het 'n heerlike dag. Maak mooi, maak 'n verskil en meer belangrik ook, wees die verskil. Ons sien julle môreoggend net hier by Goeiemôre, Good Morning. Yeeha! Whether your style is trendy, classic, or whether you are more practical, with an impressive range from classic gold to colorful fashion pieces, Hallmark has been providing quality timepieces at affordable prices for more than 30 years. Hallmark has a style for everyone and every occasion. Leave your mark with Hallmark. Weekends are there for you. To braai 'n chop, to enjoy the game, and all those other things. From mowing the lawn, removing grime, rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum, we've had your back since 1921.